Wat is jou reaksie wanneer dinge nie uitwerk of uitdraai soos wat jy aanvanklik gedink het dinge gaan uitwerk of hoe dinge gaan uitdraai nie? Nou, uit my persoonlike ervaring is daar een van 3 emosies betrokke. Die eerste emosie is woede. Jy raak kwaad oor hoe dinge uitgedraai het as wat jy verwag het. Frustrasie, jy raak gefrustreerd oor hoekom dinge nie uitwerk soos wat jy wou gehad het nie. Of laaste, hartseer en teleurstelling. Daai hartseer wat oor jou kom as dit definitief nie uitgewerk het soos wat jy wou gehad het nie. En al 3 hierdie emosies getuig vanuit een perspektief. Die perspektief van jou self. En in die gedeelte wat ons hierdie week lees, kom ons agter, maar ek dink persoonlik die disippels, ek dink persoonlik die gelowiges wat bymekaar gekom het, wat opgewonde geraak het oor die koninkryk van God, oor Jesus wat gesê het hy gaan weer kom, en net hierdie golf van geweld begin beleef en ervaar, en hierdie totale vervolging ervaar, soveel so dat hulle geen keuse het as om net weg te hardloop uit Jerusalem uit nie, het hulle ook hierdie reaksie gehad, hierdie bittere woede binne in hulle, hierdie bittere frustrasie van, wat kan ons doen om hierdie situasie, ek moet nou alles wat ek ken, agter my los, en in 'n vreemde omgewing ingaan, as gevolg van die haat van ander mense teenoor my. Maar dit is nie wat se emosie hulle tentoonstel nie. Sien, die gelowiges wat na Stefanus se steniging uit Jerusalem uit hardloop, is mense wat vrees in hulle harte het. Ek is heeltemal oortuig daarvan dat hulle bang was, dat hulle onseker was, dat hulle nie weet in watter rigting om te gaan nie. Maar nog steeds, maak nie saak van die teleurstelling nie, maak nie saak van die hartseer nie, maak nie saak van die emosie wat hulle self binne hulle ervaar het nie. Hulle het nog steeds die evangelie gaan verkondig. Hulle het nog steeds vir mense vertel wie Jesus is en wat Jesus gedoen het en watter impak hy in hulle lewens gehad het. Sien, want ek dink dis wat baie van ons doen. Ons raak teleurgesteld, ons raak hartseer, ons raak kwaad, maar ons vergeet wie is aan die stuur van sake. Ons vergeet wie bepaal die gang van die wêreld. Hoekom? Want ons is gefokus op onsself. Die eerste gelowiges was gefokus op een ding. Hulle was gefokus op Christus. Hulle was gefokus sodat die hele wêreld kan weet wie hy was. Sodat wanneer hy kom, dat die hele wêreld die knie sal buig en elke tong sal getuig dat Jesus Christus die redder is. Daai is 'n vrede. Daai is 'n kopswaai wat alle verstand te bowe gaan. So ek wil jou vandag vra, in hierdie week wat voorlê, let op jou emosies. En dan vra jy jouself af, dien dit die koninkryk van God? Of nie? Baie dankie dat jy die tyd geneem het om hierdie video te kyk.
As jy meer van ons wil sien, of as jy van hierdie video gehou het, of as jy 'n opinie het, asseblief like, comment en subscribe, sodat die YouTube algoritme al hoe meer mense na ons toe verwys. As jy 'n tuiste soek waar ons die evangelie op 'n weeklikse basis verkondig, waar ons mekaar se geloof versterk, ten spyte van die teleurstellings van die wêreld, nooi ons jou uit om saam met ons elke Sondagoggend deur te bring om 9. As jy net tevrede is met hierdie video's, asseblief hou aan kyk. Tot ons mekaar weer sien. Totsiens.